Maar soos hy vorentoe kom, kan ons hom net 'n cheer gee en dan gaan ons ook net vir hom bid. Dis hy. As jy gemaklik is, steek net jou hand uit na Jacques, dan bid ons vir hom. Here, dankie vir Jacques, dankie vir die roeping oor sy lewe en vir die voorreg wat ons het om vanaand 'n boodskap uit u hart deur hom te hoor, Here. En ek kom spreek net dat elke persoon in hierdie plek se hart sal oop wees vir die woord wat u vir ons volbring vanaand, Here, en mag dit ook net saam met ons gaan in die week vorentoe. Ons kom eer u net vir dit wat u vanaand gaan kom doen. Ons bid dit alles in Jesus naam en ons sê amen. Amen. Dankie, Jacques. Goeienaand almal, dit is so lekker om by julle te wees. Ek gaan aanneem almal is daar want ek kan nie julle lekker sien nie, maar julle kan dan my sien, reg? Lekker om by julle te wees. My vroutjie is hier in die gehoor. Lizzie, wil jy nie net gou opstaan nie? Sy staan, hoor. En dis my eerste vrou, haar naam is Lizzie. En sy was ook my girlfriend gewees en nou is sy my vrou vir 28 jaar al. Ons is so bly om saam met julle te kom kuier vanaand. Die brug wat ek wil bou tussen ons en wat ons doen en wat julle doen by Hallo Kerk is eintlik Zelwyn. Nou, wie ken vir Zelwyn? Amen. Nou, Zelwyn was seker 9 of 10 jaar oud en toe het hy saam met 'n kinderkerk gekom na 'n kamp toe wat ek en Lizzie kinderkampe gelei het by 'n organisasie wat kampe gedoen het vir kerkkinders. En ons het so van die ouderdom van 9 tot 12 het ons kinderkampe gedoen. En Zelwyn was een van die kinders wat gekom het. En hy was gedoop in die Heilige Gees gedurende daai kamp gewees. En so jare later het ons eintlik besef waar die koneksie is en wat die Here gedoen het met hom nou al. En as jy gaan kyk na die werk wat die Here hulle voorgeroep het, dis 'n groot werk. En ons is so dankbaar om in vennootskap en in vriendskap saam met julle te staan. En julle mag dalk ons nie ken nie, maar julle ondersteun ook deur die Hallo Kerk netwerk, ondersteun julle wat ons doen. Ek en Lizzie het 'n bediening begin so 22 jaar terug. Die bediening se naam is Reaching a Generation en ons basies fokus op kinders en jong mense. En oor die jare het ons baie groot uitreike Suid-Afrika, Zambië, Namibië gedoen. Ons het boorgate ingesit vir villages en mense wat baie sukkel met water. Ek dink ons het nou al 450 ingesit in die Zambië area en in die Namibië area. Ons het ook gewerk met vrouens wat gevang is in kinderbruid situasies en daar gehelp. En so daar's verskillende goed wat in ons betrokke is. Ondanks het ons 'n kerk begin so 3 jaar terug in Mokopane, ook 'n aardkerk, en die kerk is spesifiek gefokus daarop om gemeenskap aan te raak. Ons het 'n tiener swangerskapssentrum waar ons 4D scans gratis doen vir enigiemand wat swanger is in ons dorp en deur dit probeer ons die tieners vang. En sodra as wat hulle die hartjie van die baba sien, die baba self, dan is daar gewoonlik 'n draai wat kan gebeur met die aborsies wat in ons area gebeur. So ons is baie betrokke daarbey. Ons is in elke skool betrokke. Ons het vingers in die SAVF. Ons werk met die pleegkinders in ons area. Ag, daar's net soveel goed wat ons by betrokke is, want ons glo die kerk gaan nie oor wat op 'n Sondag gebeur nie, maar dit gaan oor wat ons gaan in die gemeenskap doen. En die kerk is letterlik net daar as 'n plek waar God ons toerus vir die werk van die bediening. Amen. So ons is vandag hier en ek is so dankbaar om saam met julle 'n boodskap of vir julle vandag 'n boodskap te bring. Dit is een van my gunsteling boodskappe. En ek het vir die Here gevra, wat deel ek hierdie Sondag? En hy het hierdie op my hart gesit en ek glo regtig dis 'n woord van die Here vir Hallo Kerk. So kom ons bid saam en ons vra Heilige Gees om ons te lei vanaand. Wie van julle het gebid hierdie week, Here, sal jy by my wees of by my kinders wees? Wie het dit gebid? Stop dit. Die Bybel sê, as jy Jesus ontvang het, bly Heilige Gees waar? Binne in ons. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Het jy geweet, hy verlaat jou nooit nie? So hoekom sal ons bid, wees by my? As hy gesê het, hy gaan nie ons verlaat nie. So baie keer luister ons nie mooi wat ons bid nie, ons bid dit miskien uit, want dit klink goed, nee. Here, wees asseblief by my vandag, wees by my kinders asseblief. Ek het dit al baie gebid. Tot Heilige Gees my gesê, dink bietjie mooi wat jy vra. So ek gaan vanaand iets anders vra. Ek gaan vra, Heilige Gees, ek weet U is in ons. Maar ek vra vanaand in die naam van Jesus dat ons U stem net 'n bietjie duideliker sal hoor. Heilige Gees,
dat U sal fluister in ons oor wat ons moet doen vandag. As daar iets is wat ons moet verander, as U ons wil bemoedig, Here, as daar iets is wat moet reggemaak word in ons lewens, wat ook al U wil doen, kom ons en ons maak ons harte oop en ons vra, doen dit vanaand. Laat my woorde minder wees en U woorde meer, in die naam van Jesus vra ek. Amen. As jy kyk na die evangelie, dan is daar iets wat ons baie keer in die Bybel lees, maar ons verstaan dit nie baie goed nie. Ons praat oor koninkryk, en ons sê, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, op die aarde soos in die hemel. Jesus het in elk geval vir ons geleer om so te bid. En baie keer as ons in die Bybel lees, dan lees ons oor die woord koninkryk, en ons het nie regtig 'n bewustheid of 'n verstaan van wat koninkryk beteken nie, en dis baie interessant wanneer jy gaan kyk na Jesus se boodskap. Die eerste boodskap wat Jesus gebring het nadat hy gedoop is, toe hy met sy bediening begin het hy gesê in Engels, "Behold, the kingdom of God is near." En in Afrikaans, die koninkryk van God is naby. So wat beteken dit as Jesus, wanneer hy die eerste boodskap gee, wat 10-10-1 vir hom 'n baie belangrike boodskap was in sy bediening, dis soos launch Sunday. As hy kies om te praat oor koninkryk, dan moet koninkryk sekerlik 'n belangrike konsep wees wat ons moet probeer verstaan, maar ons uitdaging is ons verstaan nie koninkryk nie, want ons het nie in 'n koninkryk groot geword nie. Ons het in kapitalisme, vrymark, en ook in 'n demokratiese Suid-Afrika het ons in groot geword. Nou, mense sal sê demokratie, byt vas. As Suid-Afrika demokraties en kapitalisties is, beteken dit eintlik, ek het hierdie stuk grond gekoop, ek kan doen wat ook al ek wil in hierdie grond, want dit behoort nou aan my, solank as wat ek die wette van die land nakom. As ek geld daar maak, is dit myne. As ek enigiets goed daar wil doen, as ek iets wil bou, is dit myne. En wat ek ook al van hierdie stukkie grond wil doen en vir iemand anders gee, het te doen met my vrygewigheid teenoor iemand anders. Sal jy saam met my stem as ek dit so vinnig verduidelik? Dis nou 'n eenvoudige manier. Maar wanneer jy praat van koninkryk, dan is dit 'n bietjie anders. Ek en Lizzie het begin werk in Zambië, seker so 14 jaar terug. En ek onthou toe ons in die begin in Zambië ingekom het in die westelike deel, waar daar 'n koninkryk is, en daar's een koning, en is die Lozi koninkryk, het ons grond wou koop, en ons het toe gegaan, en met die Indunas, die hoofmanne, het ons onderhandel, en die chief, en almal wat daar is, oor spesifiek hierdie stuk grond wat ons wil koop. En ek onthou, die Indunas het saam met my gegaan, en hulle het 'n machete gevat, en dat hulle hierdie boom gevat, en hulle het 'n stuk van hierdie boom uitgekap, en in 'n boek geskryf, hierdie boom met die merk van die machete, en dan stap ons hierdie kant toe 300 meter of wat ook al, en dan kap hulle weer 'n stuk boom, en dan sê hulle tot by hierdie boom, skryf hulle hom in 'n boek, en dis hoe hulle ons land uitgemeet het. Nou ek het daar gestaan en kyk, ek het gedink, julle, wat raak ek nou in betrokke? En toe, en het was op die Zambesi rivier, was 'n baie mooi stuk grond, en toe het ons gegaan van daar af na die Kuta toe. Nou dis waar al hierdie ou mense ontmoet, wat nou uit die villages uitkom, en dan sê hulle vir jou hoeveel hierdie grond werd is. En ek het 'n sak vol geld saam met my gevat. Op daai stadium was die Zambiese kwacha baie swak teenoor die rand geweest, so dit was 'n klomp geld, sakke vol geld. En ek het gestap ons het gery na die Kuta toe, en ons het gewag dat hulle nou vir my kom sê ek kan inkom. En toe ek instap, toe sit al daai ou manne binne in 'n modderhut met so 'n sinkdakkie. En hulle sê vir my, ons is reg om die geld te vat. En hulle het so 'n stuk papier wat hulle opgeskryf het om te sê, dis my land. En ek sê toe vir die Here daai dag, Here, hierdie is of die grootste scam van my lewe, of dis U. En die Heilige Gees praat met my daai dag, en hy sê vir my, Jacques, as jy nie bereid is om in hierdie land te belê, en alles te verloor nie, moenie begin nie. En dit raak toe my hart aan, want ek besef toe, goed, wat ook al ons nou insit, is ek bereid om dit te verloor vir wat? Wat is my vrug uit hierdie uit? En die Heilige Gees sê vir my, dis die mense. En toe begin ons koop toe daai stuk grond, en hulle vra toe vir my, wat gaan ek doen op die grond? En ek sê vir hulle, en toe klaar vir hulle gesê, toe sê hulle, as jy hierdie doen op die grond, dan kan jy hierdie grond hou, en dit kan in jou nageslag nagaan, en jou kinders kan dit doen, en hulle kinders kan dit doen, en so aan. Maar as jy dit verkoop, jy kan dit nie verkoop nie. Niemand buite jou familie nie.
Maar die dag wanneer jy nie meer hierdie wil doen wat jy vir ons sê nie, kom daai grond terug en dit word deel van ons chiefdom weer. Nou wie sal grond koop onder sulke kondisies? Dis moeilik. En dis baie moeilik om belegging te lok in so 'n omgewing, maar dis koninkryk. Ons het 'n koning. En daar's een koning en sy naam is God die Vader, Jesus en die Heilige Gees. En die Bybel sê dat in sy koninkryk wil God hê ons moet bid, Vader, laat u koninkryk kom op die aarde soos in die hemel, want dit is sy wil. So wat beteken dit in ek en jou se lewe prakties? Elke dag wanneer ons lewe om te sê, God se koninkryk het vandag gekom waar ek besig was om te lewe. Nou kom ons gaan goed terug na Adam en Eva toe. Toe God Adam en Eva geskep het, het hy vir hulle 'n doel gegee. Wat was hulle doel? Om te heers oor die aarde en te vermenigvuldig en te versprei, reg? Nou as God se oorspronklike plan dit vir die mens was, en toe sondig die mens, het sonde die vermoë om God se plan te verwoes. Ek sal vir julle 'n hint gee. Nee, hoekom? Want God is almagtig, reg? Maar dit het gekos Jesus om ook mens te word, wat hulle noem die tweede Adam in Romeine, sodat hy kon terugkom en dit wat die mens weggegee het, kon terugneem en ons weer op die pad sit wat God wil hê ons moet wees. God se plan vir ons is om te sien dat sy koninkryk op aarde kom, soos in die hemel. So ons sal mense na Jesus toe lei, dan sal ons sê, as jy jou hart vir Jesus gee, gaan jy hemel toe. Jy weet, dis nie God se beste plan vir almal van ons lewens nie. Dis nie sy oorspronklike plan gewees nie. Inteendeel, in Openbaring sê hy, die nuwe Jerusalem gaan afkom na die aarde toe en God gaan die aarde herskep en dis waar ons gaan heers, saam met hom. So wat gebeur tussen nou en wanneer ons eendag deur God geherskep word, wanneer die Jesus terugkom die tweede keer en al hierdie wonderlike goed gaan gebeur? Wat gebeur met my lewe nou tot dan? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil hê my lewe moet iets beteken. Ek wil nie net sê ek het gelewe en toe het ek gesterwe en ek het maar net vir die fisiese goed hier om ons gelewe nie, maar dit is nie my genoeg nie. En so ek wil 'n bietjie praat met jou oor daai. Maar om te begin praat oor dit, moet ons verstaan wat is God se koninkryk en hoe werk dit as dit kom by ons teologie. Wat is 'n teologie? Teologie is basies hoe jy verstaan en jou interaksie met die woord en God. En so elkeen van ons het 'n teologie en daai teologie groei. Daar's goed wat ek geglo het toe ek my hart net vir Jesus gegee het. En ek het definitief nie reg geglo in van daai goeders wat ek partykeer, ek kan nie eens dink party van daai goed wat ek aangevang het nie. Maar as ek vandag daaraan dink, het dit gegroei want ek het die woord geleer, dit het in my hart gegroei, daar's mense wat inspraak in my lewe gegee het. So my teologie het gegroei oor tyd. Dis wat met ons almal gebeur. Nou ek wil jou vra vandag, wat is jou teologie as dit kom by prosperity, blessing, om geseën te wees? Jy sien, in ons kerke is daar basies, ek dink twee groot temas wat oorgedra word. Een is die prosperity gospel, waar hulle sê, as ek gee, dan sal ek kry en ek gaan meer hê en die Here gaan my bless en dit gaan wonderlik wees en al hierdie wonderlike goed gaan my gebeur want ek gee en die Here help my en so aan. En by the way, die eerste 10 mense wat R10,000 kom neersit, die Here gaan jou sondes vergewe, jy is welkom, kom bring net die geld vir my vanaand. Okay? Aan die ander kant het jy die poverty gospel, die armoede evangelie. En ons sê, hoe armer jy is, hoe nader is jy aan Jesus. Ek meen, as dit swaar gaan met jou, dan bid jy. Wie het al gebid dat die Here vir jou sal help met petrolgeld? Langs die pad, as jy amper gaan staan. Jy bid hard. En so wat ons dink is, sodra as wat jy begin armoede kry, dan trek jy eintlik nader aan die Here, en dis hoekom dit goed is vir ons om arm te wees, want dan is ons naby aan die Here. Dis nie sy evangelie nie. Armoede is eintlik 'n vloek. Dis nie 'n seën nie. So wat is die middelpunt van hierdie? Wat is dit wat God eintlik vir ons wil sê om geseën te wees? Ek glo dit is 'n evangelie van rentmeesterskap. In Engels stewardship. Nou, kom ek verduidelik dit gou net vinnig. Kan julle onthou, Jesus het gepraat van iemand wat talente gehad het. Die eerste een het 1 gehad, en toe die ander een 2 gekry, en die ander een 5 gekry. En die ou wat 5 gekry het
het daai 5 laat werk en toe het hy 10 geword. En die ou wat 2 gehad het, het 4 geword. En die ou wat 1 gehad het, het niks gedoen nie om begrawe. En toe kom hy terug en toe sê hy vir die meester, jy is eintlik 'n onregverdige man, want jy wil oes waar jy nie gesaai het nie. Wie het vir jou daai 1 gegee, by the way? Maar in 'n geval. En toe het hy daai 1 gevat en hy het hom vir wie gegee? Vir die 10. Wie van julle sou hom vir die 4 gegee het? Wees eerlik. Nou, julle is kommuniste. Ek speel sommer. Jy sien, ons glo, in Engels noem ons dit fairness. Nou kom ek vra gou dit in Engels vir jou. Is God fair? Wie dink God is fair? Sit jou hand op as jy dit glo. Julle is almal verkeerd. Want because how can one man, hoe kan een mens vir almal doodgaan en ons noem dit fair? Dis wat Jesus gedoen het. Jy sien, God is regverdig, geregtig, maar hy dink nie soos ons dink nie. Ons is mense, dis 'n humanistiese term. So jy moet jou teologie uitsorteer, dat jy verstaan, wat doen God dan met middele, met resources, met skatte? Hoekom sê hy vir ons, alles wat in die hemel is, en al hierdie rykdomme behoort aan julle, as jy die koninkryk soek, koninkryk, by the way. Dis omdat ons moet verstaan hoe dit werk. So, ek dink, kom ons vra gou vir jou, wie van julle, as jy nou jou hele lewe lank gewerk het, en jy het al jou geld bymekaar gemaak, en aan die einde van jou lewe gaan jy nou daai geld iewers belê. Jou buurman se seun het 'n quick start-up, hy gaan beleggings begin doen, en hy kan vir jou sommer 12% gee, hy sê vir jou dit nou, as jy dit by hom belê. Hierdie kant sit jy met ouens van Old Mutual, Sanlam, wat ook al, en hulle sê vir jou, goed, ons sal seker maak jou geld is veilig, en ons kan vir jou 7%, 10%, wat ook al gee in jou vaste belegging, en ons sal seker maak dat hierdie goeders reg is, ons sal vir jou help in die stock exchange belê, en wat ook al hierdie verskillende goeders is. Nou waar gaan jy jou geld sit? Gaan jy dit by hierdie ou sit, of gaan jy dit vir jou buurman se start-up gee? Wie gaan dit vir die buurman se start-up gee? Kom sien my na die tyd. Nee, ons gaan na die ou toe gaan wat 'n track record het, wat iets goed gedoen het, en ons gaan vir hom sê, okay, vat my geld en maak seker is veilig. Hoekom sal God enigstens anders met sy resources, met sy middele doen as 'n mens? Wanneer hy regverdig en geregtig is, en een van sy waardes is getrouheid, faithfulness. Jy sien, wanneer God oor die wêreld kyk, dan soek hy sy seuns en dogters, en hy kyk na ons, en hy sê, wie kan ek vertrou met koninkryks rykdom, sodat hulle die koninkryk kan bevestig? En dis die vraag wat hy vra. Hy is nie meer lief vir een omdat hy vir hom 10 gee, as wat hy vir die oues wat 4 het nie. Maar hy sien die getrouheid in ons lewens, en hoe ons daarna kyk, en dan begin hy ons vertrou met hierdie goed, en al meer en meer word dit deel van ons lewens. Hy sê dit in Matteus 19, waar hy sê, maar ek het ook goeie nuus vir al die ander mense, wat baie dinge moes opoffer om my volgelinge te word. Party moes 'n huis of 'n familie 'n goeie werkprys gee. Hulle sal 100 maal daarvoor vergoed word, sommer nou in hierdie lewe. Hulle sal elke dag God se goedheid ervaar, en hulle sal definitief ook 'n plek in my Vader se nuwe wêreld kry. Nou, ek hou van daai vertaling, want hy praat oor koninkryk. Sien, God self sê, die kleinste ding wat jy vir my doen, ek sien dit. Ek sien jou getrouheid, en ek sal jou vergoed daarvoor, nie net eendag in die hemel nie, maar nou, hoekom sal hy vir jou 100voudig teruggee? Want hy weet hy kan jou vertrou. Net soos wat ons sou doen met iets wat vir ons belangrik is. Sien, Jesus sê in Matteus 6 vers 31 tot 33, sê hy, ons moet eers die koninkryk, ons moet nie wees soos die ongelowiges wat bekommerd is oor waar ons gaan eet, en waar ons gaan bly, en wat ons gaan aantrek nie. Ons moet die koninkryk van God soek, en sy geregtigheid, en dan sal al hierdie goed vir ons bygevoeg word. So kom ek vra gou 'n eerlike vraag vanaand. Wie was hierdie week bekommerd oor hoe jy jou betalings gaan maak hierdie maand? Vir jou huis, miskien jou klererekening, miskien jou kos, jou kinders. En die Bybel sê, as jy dit doen, dan is jy soos die ongelowiges. Maar hy sê, soek die koninkryk en God se geregtigheid. So kom ons kyk gou na daai twee konsepte. Wat is geregtigheid? Het julle al verby 'n polisieman gery?
90 km/h in 'n 60 sone. Wie het dit al gedoen? Wees eerlik. Alright, die meeste van julle is eerlik. En as jy verby hom ry, het jy nie vrymoedigheid om na hom te kyk nie. Inteendeel, jy swing weg, jy wil nie eens oogkontak maak nie, want miskien roep hy jou. Ek het eendag so op die snelweg gery, op die N1, 150 en ek moes 120 ry, daai dag. En toe spring hierdie ou voor my in en hy waai so vir my. En hy wil met my praat en ek klim toe net maar van die pad af en stop. En toe ek die venster oopmaak, geen vrymoedigheid gehad om te sê ek is reg of hy is, ekskuus, daar is hy nou weer, ek sukkel bietjie met hierdie ding hier agter. Daar is hy. Ek het geen vrymoedigheid met hom gehad nie, want ek was nie in geregtigheid of in regs, in Engels in right standing met hierdie spesifieke persoon wat die wet moes implementeer nie. Maar as ek 120 verby hom ry, kan selfs 129, miskien 130 ry, kan ek waai. Julle kan maar gaan kyk. En hy sal jou nie aftrek nie, want jy weet jy's binne in die wet, of die grasie van die wet. En die wonderlike ding dan is, dan jy vrymoedigheid, jy kan vir hom waai, as jy verby hom ry. Jy sien, met ons is dit so oor God ook. Ons het dinge in ons lewens wat ons moet uitsorteer. En God sê vir ons nie, daar's 'n reël nie, jy moet hierdie doen en jy moet hierdie doen, want hy het vir ons sy gees gegee. Nou begin die Here met ons praat oor goed. Nou weet ek, Jesus Here, ek is eintlik nie, hierdie ding is nie reg in my lewe nie. God sê, soek daai oomblik waar jy hierdie ding met my kan regmaak, sodat wanneer jy voor my staan, jy reg voor my staan, Jacques, met vrymoedigheid, want jy weet, daar's niks tussen ons nie. Dis die eerste ding wat hy sê. Soek daai plek. Soek daai plek om voor hom te staan soos dit. Dit beteken, as Jesus vir jou gesê het, om van jou geld vir iemand te gee, en jy sê nee, is jy nie in daai plek nie. As Jesus vir jou gesê het om iemand te bedien, en jy doen dit nie, iemand te bel, en jy doen dit nie, jy sien, dit gaan oor baie meer net, as om met jou buurman se vrou te slaap. Dit gaan oor om jou hart in so 'n plek te hou, waar ons heeltyd met Heilige Gees, op daai plek is waar ons hoor wat die Here sê. En dan die tweede ding wat hy sê is, soek sy koninkryk. Wat is dit? Die manier hoe God dinge doen, soek dit op aarde. So ons kinders, ons het 'n plaas daar naby, nie ons nie, die bediening wat ons begin het 'n plaas, tussen Naboomspruit en Potgietersrus. Mooi wildsplaas. En ons kinders is seker so 6, 7 jaar oud, 8 jaar oud. En hulle kom vra ons eendag, hulle sê vir ons, pappa, mamma, wie's die baas van Shikwaru? Dis ons plek se naam, en daar's 'n lodge en alles. Ons sê toe, die baas van Shikwaru is Tannie Rolien. Sy was die lodge bestuurder op daai stadium daar, en dit was iemand wat vir ons gewerk het. Hulle sê toe, okay, maar wie's Tannie Rolien se baas? Ons sê die bediening, want die bediening van Reaching a Generation besit Shikwaru. Hulle sê, okay, maar wie's Reaching a Generation se baas? Ons sê, dis God, Jesus. Hulle sê, wie's net onder Jesus? Ek sê, okay, is ek en mamma. Ek sê, wil julle eendag 'n baas wees? Hulle sê, ja. Ek sê, okay, ons gaan vanaand skottelgoed was. Hulle sê, ja. Sê, die Bybel sê, as jy wil groot wees in die koninkryk, dan begin jy hier te dien. Sien, is die onderste bo koninkryk. Ons stap nie in met titels nie. Ons maak dit nie belangrik klink omdat ek 'n doktersgraad of ek het dit of ek het dat nie. Die Bybel sê deur te dien en die minste te wees, sal die Here ons verhoog. As jy nie het nie, gee. Here, maar dit klink bietjie te mekaar. Nee, dis die koninkryk. So wat God sê is, soek die manier hoe die koninkryk werk op die aarde, en as jy verstaan hoe die koninkryk werk, en jy is in 'n goeie stand voor God, waar jy en hy naby aan mekaar is, waar daar niks tussen jou en hom is nie. Dis die twee goed wat jy moet soek, en dan sê hy, alles sal bygevoeg word. Nou, ons moet verstaan, dat as ons na God toe kom, hy's 'n koning. En ek het hierdie kroon saamgebring vanaand. God is nie soos aardse konings nie. Hy is nie soos die koning van Engeland nie. Of die koning van Wes-Zambië nie. God is 'n regverdige koning, 'n goeie God. Die mooiste, beste, die vrygewigste, die mees wonderlikste koning wat daar ooit was, wat perfek is ons koning. En hy sê vir ons, as 'n koning, wanneer jy na my toe kom,
dan is daar sekere goed wat gaan gebeur. Nou, ons het vanaand na die koning toe gekom in ons aanbidding. Wat het ons gebring? Ons het aanbidding gebring en ons het danksegging gebring. Wie het vir die Here vanaand dankie gesê vir iets terwyl jy aanbid het? Die meeste van ons, reg? Die ander van julle moet weer dit doen. Jy sien, die eerste ding wat jy doen as jy na 'n koning toe kom is, jy bring vir hom 'n geskenk. Jy kom nooit leë hande na 'n koning toe nie. Die tweede ding wat ons doen is, die geskenk wat ons gee, sê alles oor wat ek dink van daai koning. Nou dink bietjie daaraan. Ek onthou toe ons klein was, ons was in die NG Kerk en my pa en ma vat ons kerk toe baie keer. En as ons buitekant in die kerk sit, voor ons in die diens gaan, dan sê hulle vir ons, wie het offergawe vandag? Nie van ons kinders het iets nie. Dan sê hy, okay, hier is vir julle offergawe. Dan gee ons elkeen 'n paar sent, en ons, of 'n rand of 2, of wat ook al, en dan vat ons dit, en dan wag ons nou tot die offergawe verbykom, en dan sit ons hom in die offergawe. En ek wou nie in die kerk ingaan as ek nie 'n offergawe gehad het nie, want ek het sleg gevoel as die mense sien ek gaan nie gee nie. Dit beteken niks vir God nie. Absoluut niks nie. Want dit gaan oor my, en my gevoelens. Ek onthou eendag het ek in die kerk gesit, en ek het niks gehad, toe sit ek 'n peppermint in die offergawe, en die ou wat hom toe opneem, kyk so op na my, en ek wys hom. Want wat het vir my saak gemaak, wat mense dink? Jy sien, daai offergawes wat ons daai jare gedoen, ons kan dit net sowel op Romeins gaan spandeer het. Maar dit beteken niks. Jy sien, wanneer ons iets vir God gee, dan sê dit oor wat ons van hom dink. Om vir koning te gee is deel van 'n kultuur, en laastens, ons het geen sê oor wat die koning met daai offergawe doen nie. Het jy al gekritiseer as jy vir 'n kerk 'n offergawe gee en sê, dan gaan hulle alweer daai geld gebruik om die pastoor ryk te maak. Kyk die kar wat hy ry. My boetie en sussie, dit het niks met jou uit te waai as jy gegee het nie, want dit behoort aan die liggaam. Ons is die liggaam van Christus. As jy deel van 'n kerk is soos hierdie, wanneer jy gee, is dit asof jy aan Jesus self gee, want ons is sy liggaam. En Here, daai mense wat in beheer is en wat hy geroep het, verantwoordelik gemaak vir hierdie. Jy sien, die waarde van my geskenk aan die koning is belangrik. En Jesus het dit eendag gedoen. En ek onthou die skrifgie in Lukas 21 waar Jesus gaan staan het in die tempel en hy het gewag en hy het sy posisie ingeneem om te kyk wat gebeur in hierdie tempel. Het ons 'n emmer hier naby. Moenie worry nie. En wat hy gedoen het is hy het toe gegaan en hy het hierdie langs hierdie offergawe gaan sit en gekyk wat gaan die mense gee. En hy het gekyk, daar's ouens wat ingekom het met 'n klomp geld en dan het al hierdie mense gesê, oeh en ah. En daar was een persoon wat ingekom het en hierdie persoon het 2 klein sente gegee. En toe daai persoon het ingegee, die weduwee het ingooi, toe sê hy vir almal, hierdie vrou het meer gegee as die res. Hoekom? Nie oor die volume nie, maar oor wat dit haar gekos het. Nou ek het iets spesiaals saamgebring vanaand. En dit wat ek saamgebring het is 'n kreerrand. Hierdie kreerrand is gemint in 1981. Dit is half ons. My oupa, net voordat hy oorlede is, het hierdie aan ons bemaak. Ons kleinkinders het elkeen een gekry. Nou hierdie beteken vir my baie, want dit is my Hollandse oupa. En hy het sy hart vir die Here gegee aan die einde van sy lewe. Ek het so 'n bietjie, daar's 'n storie en ek is betrokke daarbey. So wanneer ek dink aan hierdie kreerrand, dan kom hierdie emosies in my op om te dink, joh, dit was vir my oupa af. Dis al wat ek het eintlik van hom. En hierdie kreerrand is belangrik vir my. Nou wat is hy werd? So R31.000. Maar R31.000 is nie wat hy werd is vir my nie. Dis miskien wat jy hom voor gaan koop as hy in die mark is, maar ek gaan hom nie verkoop vir 31 nie. Hoekom? Want hy is belangrik vir my en hy het iets meer waarde daarin. Daai 2 sent vir daai weduwee was alles wat sy gehad het. Ken jy hoe belangrik dit was? En in plaas daarvan om dit terug te hou en te sê, Here, jy sal verstaan want ek het nie genoeg nie, wou sy nie na die koning toe gekom het met niks nie, maar sy het besluit sy gaan dit wat sy gehad het gee. En dis hoekom Jesus gesê, dit wat sy gegee het, is meer as enige iemand. Jy sien, baie keer vra die Here vir ons om iets te gee, en as dit ons niks kos nie, is dit nie die moeite werd nie. Dawid het dit gedoen, daar was 'n stuk grond wat hy wou koop, en hulle wou dit toe vir hom verniet gee, en hy sê toe, nee, hoe kan ek vir die Here enige iets gee, in 2 Samuel 24, as dit my niks kos nie. Sien, daar's 'n beginsel daaraan, dat God, dit gaan nie vir hom oor die volume nie, hy het nie jou geld nodig nie, hy het my geld nodig nie, maar waar ons geld is ons hart. Nou ek en Lizzie het 3 kinders, en ons het besluit, ons gaan vir ons kinders help om te gaan swat.
So jy kan omtrent 'n huis koop met wat ons al gespandeer het op hulle studies. Wie weet dis die waarheid. Wie het sulke ouers wat bereid is om 'n huis te verkoop om jou te laat swat? Jy is baie geseënd. Nou ons wil dit graag vir ons kinders gedoen het, maar hoekom is dit belangrik vir ons? Want dis waar ons hart is en ons wil hulle help om nie te begin waar ek en sy begin het nie, maar om op 'n plek te kan begin wat selfs verder was en wat hulle sukses kan maak met hulle lewens. So ons in ons begroting het geld eenkant gesit om te sê dis belangrik vir ons. Jy sien, wanneer ons na ons eie salarisse kyk en ons kyk na dit wat God vir ons gee, as God nêrens in daai prentjie inkom nie, en ons sit voor hom en sê, God, jy is so belangrik vir ons, waar is jou hart? En ongelukkig sien jy dit deur waar ons resources, ons middele, ons geld gee. En dis belangrik vir ons as sy kinders om te besef, wanneer ons voor hom kom, dit wat ons vir hom gee, moet iets vir ons kos. Ek kan nie na God toe gaan met leë hande van iets wat iemand anders vir my gegee het, soos my pa, daai paar sente, sodat ek dit in die kerk vir hom kan gee nie. So ek glo dat God soek na so, dis sy kinders wat hy soek. En as ek getrou is daarmee, dan kom dit weer terug na daai talente toe. Want dit wat God in my hand gesit het, kan ek vir hom gee met 'n goeie hart, al kos dit my iets. Johannes 12 vers 3 praat van so 'n spesifieke oomblik waar Maria die nardesolie op Jesus se voete gebreek het. Maar jy sien wat ons doen baie keer is ons wil vir God gee soos wat ons vir 'n arm persoon gee. Wie van julle het al ooit hierdie car guards gesien? Nou dis 'n ding wat ek moes deurwerk in my eie lewe, want wat gebeur is, ons gaan parkeer in Potgietersrus, waar ons is op Mokopane, en wraggies, ek sien daai ou nêrens nie. Ek kyk, te sien of hy iewers is met sy reflective baadjie. Dan gaan ek in die mall in, as ek terugkom, hy's daar. En dan vra ek vir hom, waar's my kar? Dan wys hy vir my kar. Hy was nie eens daar nie. En dan sê hy vir my, ek het die hele tyd na jou kar gekyk. Hy jok man, ek het al baie keer so probeer slip. Dan sit ek die ding aan van ver af en dan gaan ek so agter om die kar om te kyk of ek hom kan sien. Want hy verdien nie hierdie geld wat ek nou vir hom moet gee, wat hy sê ek moet doen nie, en ek voel elke keer asof my verkil in die proses. En toe begin die Here met my eendag praat en hy sê, Jacques, wat jy vir daai ou gee, het niks met hom uit te waai nie, maar als met jou. Dit sê oor jou vrygewigheid, dit praat oor jou karakter, dit praat oor wie jy is, nie wie hy is nie. Ons weet wie hy is. Hy het 10 vir Jesus nodig, en baie van daai car guards kom na ons kerk toe, en dan sal hulle nog vir my sê, hallo pastor, jy moet probeer om 'n offergawe te gee dan, of nie. Jy sien, dis belangrik vir ons, glo ek, om wanneer ons in die wêreld daar buite is, en ons God verteenwoordig, laat ons hom verteenwoordig vir wie hy is. Hierdie vrygewige, amazing God, wat ons geroep het op hierdie aarde om sy koninkryk te sien kom. So hoe dink 'n koning? 'n Koning se status en sy vermoëns word bepaal deur sy rykdom. So hoe ryker 'n koning is, hoe minder sal ander konings hom aanval. Ons sien dit in die boek van in die Ou Testament waar dit praat van Salomo. Dit sê hy was die rykste koning in daai tyd. Die tweede ding is 'n koning se rykdom en sy ryk verseker sy reputasie en sy heerlikheid. So met ander woorde, hoe hulle van hom dink is wanneer hy grond vat. Nou kom ons praat gou-gou daaroor vir 'n oomblik. Ons bid en sê, God, laat u koninkryk kom op aarde soos in die hemel. So ons sê eintlik vir God, ons wil hê jou koninkryk moet vergroot. Nou hoe vergroot hy in my dag? Ek en Lizzie was gisterand hier by Rocco Mamas. So, lekker restaurant. Ons het hom nie in Potgietersrus nie. Julle is baie geseënd. Dink ons het 5 restaurante. Miskien bietjie meer. En ons het toe nou gisterand daar gaan eet en daar was 'n vroutjie wat ons bedien het en sy's baie oulik. Ek kan nie meer lekker lees so naby nie en sy vul die vormpie vir my in en alles en sy sê maar net wonderlik en ek sê vir haar, "Joeg, baie dankie." En toe die tyd vir ons kom om te betaal, gee ons vir haar 'n lekker tip en sê vir haar, "Ons waardeer wat jy gedoen het." En toe sy net wil wegstap, toe sê ek vir haar, "Fifi, is daar iets waarvoor ons vir jou kan bid?" Sy kyk na my en sy begin huil. En sy sê vir my, my ma is in die hospitaal. Sy sê, my ma was in 'n privaat hospitaal, ons kan dit nie verder bekostig nie, toe ons haar staatshospitaal toe gevat en niemand kyk na haar daar nie. En dit gaan sleg met haar. Ek en Lizzie vat haar hand en ons begin saam met haar bid.
En ons haal toe nou maar al die ander geld wat in ons beursies en in die handsak is uit. En ons saai dit binne in daai ma in. Daai oomblik het God se koninkryk gekom. Net daar. Jy sien, ons het sy beginsels gevolg. Dinge is nie meer belangrik as mense nie. Wat ook al hy in ons hand gegee het, is 'n tool. Is ons bereid om dit te gee? Is ons bereid om ons dag bietjie te vat en 'n oomblik te vat en net na iemand uit te reik as God met ons praat daaroor? En dan sê dit, wanneer 'n koning se koninkryk vergroot word, word hy verheerlik. In daai oomblik, julle, is God verheerlik. Net daar, deur ons lewens. Nou dink net bietjie, as elkeen van ons en sy kinders so dink. Wanneer ek in 'n situasie kom, en ek begin luister na Heilige Gees, en ek begin doen wat hy wil hê ek moet doen, en ek is vrygewig teenoor mense, en ek doen nie goed wat ander mense nie sou doen nie, in daai oomblik, is ek besig om te sien hoe God se koninkryk kom. Dis amazing. Die vermoë om meer as ander konings se vrygewigheid en geskenke te gee, bepaal sy stand tussen hulle. Die Bybel sê, Salomo was so ryk, hy was ryker as enige ander koning. En dan sê dit die laaste, en hierdie is 'n baie belangrike beginsel wat die konings geglo het in is, wanneer jy vir 'n koning iets gee, dan sit jy 'n verwagting op hom om iets terug te doen. Volgens sy vermoë, nie wat jy gegee het nie. So kom ek vertel julle gou 'n vinnige storie. Ek en Lizzie, een van ons kinders, gaan deur 'n baie rowwe ding. En ons voel of ons haar verloor. En ons weet nie wat te doen nie. En ons harte is gebreek. En ons is net reg by Mokopane om 'n tiener swangerskapsenter te begin. Ons het geld nodig om dit te doen. Ons moet die ultrasound koop, ons moet die plek inrig en alles. En in daai oomblik gaan ons na die Here toe weer oor ons kind. En die Heilige Gees sê vir my en vir haar, ek wil julle moet 'n offergawe gee. En julle moet gee groot. En gee dit na hierdie senter toe vir ander kinders. En soos wat julle saai in ander kinders se lewens, en vertrou my om iets te doen in jou dogter se lewe. Ek en sy doen dit. Julle, ons is nou 'n paar jaar later, en God het dit gedoen. Hy het goed omgedraai wat ek nie kon draai nie. En ek is so dankbaar daarvoor. Maar dit is die waarde van om aan 'n koning te gee, want wanneer jy aan hom gee, dan het hy die vermoë om te reageer op grond van sy resources, sy mag. En ons is besig om die koning van koning te aanbid wat niks nie kan doen nie, julle, niks nie kan doen nie. En wanneer ons besef dis aan wie ons gee, wat 'n verandering maak dit nie in ons daaglikse lewens nie. En ek wil gou vinnig net 'n voorbeeld daarvan gee. Koningin Sheba was daar gewees en sy het aan koning Salomo gegee. Die Bybel sê sy het 4 ton in 1 Konings 10. Sy het 4 ton goud gebring. En dan sy kosbare kruie en edelstene gebring. Kruie was so baie dat dit nog nooit soveel was in Israel van daai tyd af tot nou nie. Nog nooit voorheen nie en nog nooit na die tyd nie. Dit het geryk soos curry in die land van Israel. En wat ook al hulle saamgebring het. En so nou kom sy daaraan, nou kan jy dink, 4 ton goud, hoeveel kamele vat dit? Ek meen, daar was 'n klomp wagte wat dit seker moes oppas. So hierdie was nie 'n klein party nie, hulle het seker hierdie verskriklike hoeveelheid mense gekom, want sy het gehoor van hierdie wonderlike koning Salomo. Toe kom sy na hom toe en sy gee vir hom hierdie geskenke, want dit is, jy kom nie na 'n koning toe sonder 'n geskenk nie, en as jy vir hom gee, gee jy volgens jou rykdom, dit was haar rykdom, en sy was baie ryk. En dan sê dit vers 13, wat Salomo gedoen het. Vir die koningin van Sheba het koning Salomo alles gegee wat sy begeer het, en gevra het, buite nog wat hy uit sy eie uitvraag gegee het. So ek wonder of sy nie dalk weggestap het met 10 ton goud nie. Of miskien nie goud nie, miskien goed wat verwerk was met hierdie goud. En daar's dalk kandelare en daar was dalk, wie weet wat sy daarmee weggestap het, maar ek kan jou dit een ding waarborg, dit was meer as wat sy gebring het. Jy sien, wanneer ons aan God gee, dan dink ons gee iets wat gaan wegraak en ons gaan dit nooit weer sien in ons lewens nie. Wie dink ons gee ons voor? Gee ons vir 'n arme man?
of gee ons aan die koning van konings? Jy sien, die Bybel praat daarvan, in die eerste skrifgie wat ek gelees het, in hierdie lewe 100voudig, nou sê mense, maar dis prosperity gospel, Jacques, want nou wil jy net al hoe meer kry, en ek het dit verduidelik in die begin, dis stewardship gospel. Want as God my kan getrou vind met wat ek in my hand het, en ek is bereid om hom te gee en terug te hou nie, dan weet hy kan my vertrou. Ek bid dat die Here my vertrou met soveel, dat ons die wêreld verander. Ek wil 'n universiteit sien gebeur daar by ons. Ek vertrou die Here vir 'n Christen universiteit wat ons gaan plant in Suid-Afrika soos nog nooit anders nie. En ons is op pad daartoe. Ek vertrou hom vir goed wat so groot is, party van hierdie goeders dat mense bang maak. Nou, hoe gaan dit daar kom? Deur getrou te wees met dit wat hy in my hand gesit het. Ek wil vir jou een laaste storie vertel, dan maak ek klaar. Ons was in Wes-Zambië en in die villages waar ons werk, het ons begin met kinderkerke en toe het een van die kinders in die kinderkerk rivier toe gegaan, 13-jarige meisie en die krokodille daar gevang. En as gevolg daarvan het ons toe besef, ons gaan moet iets doen om hierdie mense te help met meer as net om te sê, Jesus is lief vir jou, en ons het toe begin boorgate insit, weg van die rivier af. 45 mense in die Strekrivier waar ons werk, 'n jaar word gevang deur krokodille. En nou is dit 15, dit is baie af, ons het 400 en iets boorgate al ingesit in daai area. Nou dis die goedheid van God, want wat het begin gebeur? Sy koninkryk is besig om te kom in daai areas. Hoekom? Want ons vertrou die Here vir daai resources. Nou ek het nie die geld om 400 boorgate in te sit nie, dis magdom. En toe ons aangaan met hierdie kinderkerke, toe kom ons agter die 13, 14-jarige meisies in hierdie villages daar word 'n vlag in die village opgesit en dan word hierdie meisies basies verkoop as kinderbruide. So wanneer hulle begin menstrueer, haal hulle uit die skool uit, hulle berei hulle voor vir 'n bruid en dan sal die pa die vlag opsit en dan kom die mans van die stede af met voertuie en hulle kom soek nou 'n bruid en baie keer is dit 'n 50, 60-jarige ou man en hy sal miskien 'n derde of 'n vierde vrou vat en hulle kos so R4,000. Nou, toe ons dit sien, dink ons, okay, hoe gaan ons hierdie ding verander? Ek weet nie hoe voel jy nie, maar wanneer jy iets sien wat nie reg is nie, dan gee die Here vir ons in ons iets om te sê, okay, hierdie is nie God se koninkryk werk nie, hierdie is hoe die aarde werk, hoe gaan ons hierdie ding verander? En ons het toe die Here begin vertrou en begin kyk na planne. Eers het ons gedink om al hierdie bruide dalk te koop en dink ek, ek het een vrou en dis al klaar baie moeilik. Hoe gaan ek 400 vrouens vat of wat ook al dit is? En toe, ekskuus Lizzie, ek moet nou huis toe gaan saam met daai na. En toe begin ons dink, okay, wat gaan ons doen? Toe besluit ons om huise op te sit waar ons hierdie dogters gaan in skool hou. Ons gaan hulle help om deur matriek te kom, ons gaan vir hulle scholarships kry en sulke tipe goed. Joyce Meyer kom toe en hulle werk toe saam met ons om dit te doen. Maar ons het toe die eerste huis wat ons wil bou. En ons gaan toe na hierdie village toe en ons vra toe vir hulle, ons soek 'n stuk grond. Hulle sê, is reg, koop hom. Ek sê, nee, ek gaan nie koop nie, julle moet hom gee as ek hom gaan bou hier, want julle moet skin in the game hê. Niemand wil gee nie, en daar's een ou, hy is die hoofman, en hy staan op en hy sê, ek sal vir julle grond uit my grond gee, om hierdie huis te bou. Omdat dit subsistence farming hierdie, so die grond wat jy het, bepaal jou inkomste. En hy gee toe van sy grond. Ons bou die eerste huis, ons het 'n kinderkerk wat ons naby hierdie huis het, en een naweek neem ons toe foto's van die kinders in die kinderkerk, en ek gooi dit op Facebook uit om te sê van ons kinderkerke, en daar's 'n klein seentjie wat raak gesien word deur iemand in Florida, Arlene Dorr is die vrou se naam, en sy sien toe hierdie kind op die Facebook, en hy het 'n gesplete lippietjie, verhemelde. En sy sê vir my, Jacques, daar's so 'n kind in julle kinderkerk. Ek sê, ja, ek weet. Sy sê, wat gaan jy doen om hom te help? Ek sê, niks. Sy sê vir my, wat? Ek sê, ja, Arlene, ek is besig om boorgate in te sit, ons huise wat ons bou, ons help om kinders skool. Ek het net nie die kapasiteit om iets aan hierdie ding nou te doen nie. Sy sê vir my, los dit by my. Sy gaan toe na van hierdie foundations toe, Smile Foundation en daai ouens. Sy dreig hulle toe en uiteindelik te help hulle. Sy het. En toe vat hulle daai kind en ons sit toe op 'n bus, 9 ure later is hy in Lusaka met sy ma en sy ouma, en toe is hy gehelp. Nou kom hy terug. Ons vind toe uit wie se kind dit is. Sal julle my glo as ek vir jou vandag sê, dis daai en doen as 'n klein kind. Nou dink ek nou net aan ons God. Dink jy nie, hy ken jou nie? Dink jy nie, hy sien jou seer nie?
dink jy nie hy weet van jou behoeftes nie? En ons lewe asof ons dink God is so ver. Maar wat ons doen is, ons is nie besig om koninkryk toe te pas nie, want ons wil dit volgens ons eie manier doen. Hy roep ons vanaand en hy sê vir ons, glo ek, om die koninkryk te soek. En as ons bereid is om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe, dan gaan hy nie net ander mense aanraak nie, en die wêreld verander nie, maar hy gaan jou wêreld verander. Nou, ek weet nie wat is jou situasie vanaand nie, ek weet nie of jy behoefte het nie, maar ek wil vir jou hierdie skrifgie lees. 2 Korintiërs 9 vers 7. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin nie, of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Dis wat hy vir jou wil hê. Hy begin eers deur te sê, jy moet gee, en dan spring hy dadelik. En dan sê hy, God is by magte om aan alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê. So dan spring hy na jou toe. Hy sê, as jy gee, met 'n goeie hart, ek sien jou. Hy het my dogter gesien. Hy het baie goed al vir ons gedoen deur gee. Ek en Lizzie lewe hierdie goed. As ons iets begin, dan gee ons altyd eerste. Want ons glo nie, jy vra iemand anders om aan iets te gee, as jy self nie bereid is om te gee nie. Ons glo in Hallo Kerk, ek en Lizzie doen. Hierdie naweek het ons vir hulle gesê, moenie vir ons honorarium gee nie, ons wil dit terugsaai binne in Hallo Kerk. En ons is so bly om hier te wees, om te sien wat God doen. Maar jy is deel van hierdie familie. God het jou geroep hier. Nou ek het vandag vir hulle gevra, om vir my so 'n kaartjie te maak. Gewoonlik doen hulle dit nie. Maar hierdie noem ons 'n pledge kaart. En hierdie ding sê, dit is ons voorreg om vrygewig te wees. Wat ek vandag gee ek aan die koning van alle konings. En dan is daar 'n bedrag, daar is natuurlik ook 'n QR code. Nou baie mense het nie penne nie, ek verstaan dit. Maar ek wil jou 'n bietjie vanaand vra om een ding saam met my te doen. Al wat ek gaan vra is, dat ons 'n oomblik vat en Heilige Gees vra en sê, Heilige Gees, wat is daar wat jy in my hart wil hê, ek moet bydra tot hierdie goeie werk? Hierdie plek, hierdie kerk, gaan hierdie gemeenskap verander. Skole. Ons wil letterlik in elke area van hierdie gemeenskap wil ons 'n verskil sien. Maar ons kan dit nie doen as ons dit nie saam doen nie. En God het klaar die resources tussen ons gegee. Ons moet net besef hoe werk sy koninkryk. En vanaand, as jy bereid is om te gee en die Here Heilige Gees praat met jou, wat is daar wat jy God voor vertrou? Noem dit. Sê Here, ek vertrou jou vir hierdie. En kom ons kyk wat God gaan doen in hierdie oomblik van vrygewigheid, generosity. So ek gaan vra dat jy net jou oë vir 'n oomblik toemaak. En ek gaan hierdie gebed bid en ek bid dat jy dit saam met my sal bid. Heilige Gees, ek vra dat U vanaand met ons sal praat. Ons is so dankbaar om in so 'n wonderlike kerk te sit. Ons het so baie. Ons eet nie dieselfde kos elke dag nie. Ons het 3 etes, as ons regtig wil. Ons het petrol. Ons kan swat. Ons kan lees. Ons kan gratis koffie hier kry. Here, ek dink maar net aan al die klein goedjies wat ons baie keer sommer net nie eens aan dink nie. En dan het U ons geroep om iets groter te doen as onsself, om die wêreld te verander. En ek vra Heilige Gees vanaand dat U nou met elkeen van ons praat. Wat wil U hê moet ek doen vanaand? Nou sit nou net en luister. Hoor bietjie wat Heilige Gees vir jou sê. Miskien sê hy vir jou om iemand te gaan bel. Miskien is dit iemand te nooi saam na hierdie paasdiens toe. Miskien is dit om finansiëel te gee en om 'n bedrag te gee wat vir jou bang maak. Ek en Lizzie se bedrag kom nooit ooreen nie, so ons het besluit die een wat die grootste bedrag is, daai is die een wat ons gaan gee. So luister na Heilige Gees net vir 'n oomblik. Dankie Heilige Gees. Amen. Miskien jy nog nie gehoor nie. Dis okay. Gaan huis toe. Gaan sit voor die Here en sê, Here, wat is daar wat U wil ek moet gee?
Dis nie net een keer 'n dag in elk geval nie. Dis elke dag, heel dag wat God wil hê ons moet met hom praat. Ons lewens is soveel groter vandat ons begin gee het, want die skrif sê dit in Spreuke, hy sê, the world of the generous will become bigger and bigger, and the world of the stingy will become smaller and smaller. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil soos God wees. En die tye wanneer ek die meeste soos hy is wanneer ek gee. Want hy het eerste ding wat hy gedoen het toe ons gesondig is hy het vir Jesus gegee. Dis wie hy is, dis in sy natuur. Soos ons soos hy wil wees, en ons sy koninkryk sien kom, waar ons ook al gaan, ek glo vrygewigheid is 'n ongelooflike belangrike deel, of 'n gelooflike belangrike deel daarvan. Nou vanaand sit jy dalk hier, en jy sê vir my, Jacques, ek hoor wat jy sê, maar ek het nog nie so 'n verhouding met die Here, dat ek regtig hom hoor nie, en ek ken hom nie so nie. Ek weet, dis 'n godsdiens wat belangrik is vir my, maar ek het nie regtig 'n persoonlike verhouding met hom nie. Die eerste ding wat ons vir hom behoort te gee is ons lewens, ons hart. En ek gaan jou nooi vanaand, as dit jy is, almal se oë toe vir 'n oomblik. As dit jy is, om gou-gou vir my jou hand op te steek en sê, Jacques, dis ek daai. Ek wil graag Jesus so ken soos jy van praat, en ek gaan saam met jou bid. Is daar enigiemand, vinnig, slip van jou hand op, wat ek kan sien? Dankie. Dankie, sit hom maar af as jy klaar is. Dankie vir daai hand, dankie. Is daar nog iemand? Daai stoei geveg, dankie vir daai hand. Moenie laat iets weggevat word van jou vanaand nie. Moenie worry oor die mense om jou nie. As hulle loer, hulle gaan vir Jesus moet sê hoekom hulle geloer het. Moenie worry nie. Daar's een agter, dankie. Wie is daar nog? Dankie vir daai handjie. Dankie. Ek is so trots op jou. As jou hand opgegaan het vanaand, meeste van hierdie mense het dit al gedoen. En dis hoekom ons so graag hierdie ruimte maak vir jou, want dit is belangrik. Nog iemand? Moenie terughou nie. As jy weet jou hand moet opgaan, miskien jy weggeloop van hom en jy wil terugkom. Sit gou op. Kyk, right. Kyk gou na my. Ons gaan nou 'n gebed bid. As jou hand op is, as jy hierdie bedoel in jou hart, ek glo God gaan vanaand 'n transformasie doen in jou lewe. So help my om saam te bid, familie, as ons sê, Jesus, vanaand gee ek U my lewe. Dankie, Jesus, dat U op die kruis vir my gesterf het, en dat U opgestaan het uit die dood. Heilige Gees, ek maak my hart oop, en ek vra dat U binne in my bly. In die naam van Jesus. Amen. Nou as jy daai hand opgesteek het, gaan na daai 7 minute hokkie toe daar agter, of gaan praat met iemand met 'n badge op wat sê, vra my, ons wil graag daai pad saam met jou stap, waar ons wil hê jy moet vorentoe gaan en saam met ons Jesus volg, maar jy moet geestelik nou begin groei. Ons wil nie met wegraak nie. Kom gesels met ons, gesels met enige iemand hier wat saam met jou 'n pad kan stap. Kom sê hallo vir ons as jy wil. En ons sal seker maak jy kom by iemand uit. Nou gaan ons nagmaal gebruik. Nou ek wil vir julle sê, hierdie is een van die magtigste wapens wat ons het in die koninkryk. Maak gou vir my oop en kyk vir na daai broodjie. Hulle noem hierdie nie 'n broodjie nie, maar ons sal maar vanaand sê broodjie. Jesus het iets gesê op die laaste nagmaal toe of die laaste maal toe hy met sy disippels was, het hy iets gesê wat my nou nog bietjie, ek wonder oor dit. Hy het gesê, toe hy die brood geneem het, hy het gesê, hierdie is my liggaam. Dit is 'n stuk brood, maar hy sê, hierdie is my liggaam. En ek het al gesê vir Jesus, hy moes eintlik gesê het, hierdie verteenwoordig my liggaam, en ons kan dit baie beter verduidelik, anders klink dit soos die Katolieke kerk. Want hulle dink, dit word vlees as dit in jou mond is. En ek het nou vir die Here gevra, en ek het vriende wat ek mee saam 'n pad stap, wat in die nagmaal baie bestudeer het en als, en eendag het 'n ou vriend vir my, met die naam van Scott, vir my iets gesê, en hy het gesê, Jacques, toe Jesus gesê het, hierdie is my liggaam, was dit eintlik dat ons in geloof hierdie sal neem, en soos wat dit deel van my liggaam word, is dit 'n simbool van ek wat deel is van sy liggaam. Want ons is eintlik sy liggaam. En sy liggaam het geen meer siekte nie. Sy liggaam het geen meer dood nie, geen meer vloeke nie, want hy het dit klaar betaal. En so wanneer ons hierdie gebruik in geloof, besef ons is deel van sy liggaam. Nou vanaand sit jy hier, miskien het jy 'n behoefte
fisies, of jy weet van iemand wat siek is, of jy het miskien dalk 'n behoefte wat jy die Here voor wil noem, en ek wil jy moet jou oë toemaak en dit sê, Here, ek vertrou U vir genesing vir daai persoon, of vir my, of vir dit. En dan wil ek jy moet dit neem en sê, dankie Jesus, dat ek deel van U liggaam kan wees. En dan sê hy, dat hy die beker geneem. Nou hierdie dingetjie, stadig oopmaak, want anders is dit 'n wit hemp hierdie. En toe hy die beker neem, het hy gesê, die wyn verteenwoordig sy bloed. En dit seël hierdie verbond wat ek met hom het. En vanaand wil ek jy met jou oë toemaak en dink aan elke stukkie bloed wat Jesus gebloei het vir ek en jy. Daai pad wat hy gestap het met die kruis. Dit was nie net 'n klippad nie, daai pad was vol bloed. Daai plek waar hom vasgemaak het, toe hulle hom met die sweep geslaan het. Dit moes bloed oral gewees het. Daai kruis, toe hulle hom geplant het, daar moes bloed oral onder daai kruis gewees het. Ek en jy, dis wat hy voorgedoen het. En Jesus, as ons hierdie drink vanaand, wanneer ons hierdie drink, dan sê ons weer eens vir U dankie vir elke ding wat U vir ons gegee het. Elke ding wat U ons vrygemaak het van. Ons ontvang hierdie nuwe verbond in die bloed van Jesus. En soos ons drink, herinner ons onsself aan dit wat U vir ons gedoen het. So drink. Hallo kerk. Ek wil jou herinner daaraan, wanneer ons vanaand ons laaste liedjie gaan sing, gaan ons die emmers laat verbygaan. As jy besluit het om iets vir Jesus te gee, Heilige Gees met jou gepraat, as dit 'n commitment is, vat daai commitment, al het jy hom nie geskryf nie, en gooi hom in daai emmer in. Al is dit net 'n simboliese ding, maar doen wat Jesus sê, wees gehoorsaam, dis al wat jy behoort te doen. Heilige Gees praat met ons, yes Here, wat jy ook wil hê doen ek. In daai gehoorsame oomblik, is dit amazing, want God het jou in gedagte wanneer jy gee, nie net waantoe jy gee nie. En ons verloor nie wat ons gee nie. Dit gaan in ons toekoms in, dit berei 'n oes voor vir wat God in ons lewens wil doen. Amen. Dankie.